Stuur dan nou, Here, U lig en U waarheid, dat die ons lei, dat die ons bring by U heilige berg en by U woninge. Geliefdes, genade vir u en vrede van God ons Vader, Jesus Christus die Here en die Heilige Gees. Amen. Geliefdes, ons luister vanoggend na die woord van God, die evangelie van Jesus Christus, soos wat Lukas dit vir ons opgeteken het. Lukas hoofstuk 17 vanaf vers 11 tot en met vers 19. Skriflesing Lukas 17 vanaf vers 11 tot en met vers 19. Maar broers en susters, voordat ons na die woord van God luister, kom ons sluit ons oë in gebed. Kom ons pleit by die Here dat hy ons vanoggend deur sy woord sal seën. Dat ons sy hart en verstand vir sy woord sal oopmaak, sodat ons deur sy gees in die geloof versterk sal word, sodat ons as sy kinders sal kan lewe. Kom ons bid saam. Driemaal heilige God, ewige Hemelvader, dankie vir u groot liefde. Dankie Here vir u groot genade. Dankie dat ons klein en kleinlike sondaar mensies u ons Vader kan noem. Dankie Here dat ons kan weet ons leef uit u hand. U hou ons in liefde as u kinders. Dankie o God dat ons sonder verdienste u kinders geword het. Dankie Heer dat ons as lidmate van u kerk u lof kan sing, kan juig oor u goedheid. Bid ons dan Here dat u ook so hierdie gemeente sal seën, elke lidmaat in sy en haar eie omstandigheid. Diakens, ouderlinge, herder en leraar. Ons bid Here vir ons kerk, ons bid vir u kerk in die tyd waarin ons leef, 'n tyd van bedreiging, van onsekerheid, van donkerte. Dat die kerk die lig van u liefde sal dra. U liefde sal uitleef in 'n liefdelose wêreld. Bid Here vir ons land, vir die mense van hierdie land, vir owerheid en onderdaan. Besonder bid ons vanoggend Here vir elke mens in nood, wat bang is, wat eensaam is, wat siek is, wat hartseer is en in vertwyfeling verkeer. Bid Here dat u uitkomste sal gee in ons nood, as ons arm is, as dit droog is, dat u in barmhartigheid vir ons sal vergewe, dat ons is soos ons is. Here, maak ons ontvanklik vir u woord. Neem weg wat tussen ons en u staan en hoor ons om Jesus ontwil. Amen. Broers en susters, die opskrif van die gedeelte wat ons lees, Jesus genees 10 melaatse mans. Vertel Lukas vir ons, op sy reis na Jerusalem toe het Jesus al met die grens tussen Samaria en Galilea langs gegaan. Net toe hy 'n sekere dorpie wou binnegaan, kom 10 melaatse mans hom tegemoet. Maar hulle bly op 'n afstand staan en roep hard: Jesus, Here, ontferm U oor ons. Toe hy hulle sien, sê hy: gaan wys julle vir die priesters. Op pad daarheen het hulle gesond geword, en een van hulle, toe hy sien dat hy genees is, het omgedraai en God hardop geprys. Hy het voor die voete van Jesus neergeval en hom gedank. Hierdie man was 'n Samaritaan.
Toe sê Jesus, was daar nie 10 wat gesond gemaak is nie? Waar is die ander 9 dan? Is daar niemand anders wat omgedraai het om aan God die eer te gee, behalwe hierdie man, wat nie eers 'n Jood is nie? En vir hom, sê Jesus, staan op en gaan huis toe, jou geloof het jou gered. Staan op en gaan huis toe, jou geloof het jou gered. Dit, broers en susters, ons skriflesing volgende. Gelukkig is elkeen wat die woord van die Here hoor, wat na hierdie woord sorgvuldig luister, wat dit glo, en wat daarom daarvolgens probeer leef. Hierdie 10 mense, wat sit en wag vir hulle dood, sien vir Jesus en sy disippels. Hulle bly op 'n afstand staan. Jesus, Here, wees ons genadig. So bid hulle. Ons is siek, maak ons gesond. Steek die hand na ons uit, asseblief, Here. En broers en susters, ons kan hulle nie kwaadlik neem nie. As ons daai melaatse mans was, sou ons ook gesê het, asseblief, Here, steek die hand na ons uit. Asseblief, Here, maak ons gesond. Jesus hoor hulle gebed, hy hoor hulle geroep, hy gaan staan, hy kyk om vir hulle, gaan wys julle vir die priesters, so sê hy vir hulle. Want jy sien, broers en susters, dieselfde wet wat gesê het, melaatse mense mag nie in die gemeenskap wees nie, melaatse mense moet uitroep, onrein, onrein, as ander mense naby hulle kom, daar dieselfde wet het gesê, die enigste wat jou gesond kan verklaar, is die priester. As jy deur 'n wonderwerk gesond word, dan moes die priester na jou kyk en die priester moes vir jou sê, jy's gesond. Jy kan terugkom in die gemeenskap in die dorp, tussen jou mense. Gaan wys julle vir die priesters, so sê Jesus. En hierdie 10 mans glo hom. Al 10 van hulle draai om hulle vir die priesters te gaan wys en met eens is hulle gesond. Wonderlik, 'n wonderwerk. Hulle is verheug. Hulle spring op en af en hardloop want hulle is gesond. En een van hulle, net een, draai om vir Jesus te kom dankie sê. Hy val voor Jesus neer. Dankie, Here, dankie. Vir hom sê Jesus, staan op en gaan huis toe, jou geloof het jou gered. 10 mense word gesond, 9 verdwyn. Waar is die ander 9, sê Jesus? Hulle is weg. Hulle het vergeet om dankie te sê. En 1 mens word gered. Die een wat dankie sê, om dankie te sê, is geloof. So sê Jesus. Nou broers en susters, in hierdie stukkie geskiedenis kan ons ook iets van ons storie sien. Alle mense in die wêreld is sondaars. Alle mense in die wêreld doen elke dag sonde. En die straf vir die sonde is die dood. So ons kan sê, alle mense ly aan 'n ongeneeslike siekte, die sonde. 'n Siekte tot die dood, ja tot die hel. Maar God het sondaar mense lief. Daarom steek hy sy hand na ons uit. Daarom stuur hy sy seun om mens te word in hierdie wêreld, sodat Jesus die straf vir die sonde kom dra aan die kruis. Ja, sodat elkeen wat in hom glo, 'n kind van God sal wees. Sodat elkeen wat in hom glo, die ewige lewe sal hê, genees sal word van die siekte tot die dood. Elkeen wat in hom glo, 'n kind van God sal wees. En hierdie geloof het God in jou en my hart gegee, sodat ons vanoggend kon sê, ek glo in Jesus Christus. Ek glo in Jesus Christus, met geloof wat God vir my gegee het. En omdat ek in Jesus Christus glo, wil ek dankie sê. Wil ek dankie sê dat God in sy liefde sy hand na my uitgesteek het. Dat God in sy liefde geloof in my hart gegee het, sonder dat ek iets gedoen het. Dat God my sy kind gemaak het. Daarvoor wil ek dankie sê. Maar broers en susters, om dankie te sê, kan nie net woorde wees nie. Jakobus sê, as jy sê jy glo, maar jou lewe getuig nie daarvan nie, help dit niks.
om dankie te sê en jou lewe getuig nie daarvan nie, help dit niks. Dan is jou dankbaar vlak. God het ons, vir jou en vir my sy kind gemaak. Ja, te midde van al die probleme, te midde van die COVID-bedreiging, te midde van al die moeilikheid in ons land, is ons kinders van God, want hy het ons sy kinders gemaak. Daarvoor moet ons dankie sê. Broers en susters, daar is soveel waarvoor ons vir die Here moet dankie sê. Hy het vir ons lewe gegee, hy het ons 'n man en vrou en kinders gegee. Hy het na ons geluister in ons nood. Hy het sy hand na ons uitgesteek in ons lewe en daarom leef ons as kinders van God. Daarom moet ons lewe getuig van ons dankie sê. Dankie te sê is om God bo alles lief te hê en ons naaste soos onsself. Dood eenvoudig. Dankie te sê beteken dat ek aan ander nie sal doen wat ek nie wil hê hulle aan my moet doen nie. Dat ek aan ander sal doen wat ek graag wil hê hulle aan my moet doen. Dankie te sê is geloof. So sê Jesus. Om te glo sê dankie. Om te glo is om soos kinders van God in hierdie wêreld te leef. Ja, wanneer dit ons sleg gaan, wanneer dit ons goed gaan, in ons vreugde en ons hartseer, is ons kinders van God. Kom ons leef as kinders van God. Kom ons sê dankie met ons hele lewe. Amen. Kom met ons saam dank. Dankie Here dat U U hand na ons uitgesteek het. Dankie Here dat U ons in ons sondaar wees U kinders gemaak het. Dankie dat ons U liefde nie hoef te verdien nie, maar dat U ons liefhet ongeag ons soos ons is. Dankie o God vir die groot genade waarin ons elke dag lewe. As dit met ons goed gaan, as dit met ons sleg gaan, as ons bedreig word en as ons van vreugde juig. Dankie Here dat ons elke dag kan leef met ons hand in U hand. Dat ons kan weet as ons self nie meer kan nie, dan dra U vir ons. U is ons Vader. Laat ons o God U liefde leef om so vir U dankie te sê. Amen. Gaan in vrede en ontvang met biddende harte die seën van die Here. Mag dan nou die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap van die Heilige Gees met elkeen wees en met elkeen bly. Amen. Lukas hoofstuk 17 vers 11 tot 19. Geloof is om dankbaar te wees en die mooi skrifgedeelte van die 10 melaatses wat genees word en die een wat omdraai is Samaritaan om dankie te sê. En dan die uitspraak van Jesus, jou geloof het jou gered. En hoe mooi ook die waarheid van ons wat baie maklik vra in die preek vir ons uitgedruk. Maklik om te vra en te soepat vir alles ek in die nood is. En ek wil amper sê in die huidige konteks sien ek dit ook raak. Mense wat in die nood is en dit gaan nie lekker nie, maar die dank daarna is nie so duidelik sigbaar nie.